Hallo vriende en baie welkom by vandag se broodbrokkie. Ons hoor deesdae so baie mense sê, jy mag my nie oordeel nie. Dit het amper 'n gonswoord geword om enige skuldgevoel of vermaaning vinnig stop te sit. Mense dink dikwels dat die Bybel verbied om ooit iets te sê wat reg of verkeerd is. Hulle haal dan teksgedeeltes buite konteks aan om hulle dwaling te regverdig. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit 1 Korintiërs 5 vers 11 wat soos volg lees. Wat ek bedoel het is dit, julle moet julle nie ophou met iemand wat sê dat hy 'n broer is, maar wat onsedelik lewe of geldgierig is, of 'n afgodedienaar of 'n kwaadprater of dronkaard of bedrieër nie. Met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Wanneer ons hierdie woorde van die apostel Paulus histories beskou, sien ons hy skryf aan 'n gemeente wat sonde ligtelik opgeneem het. In die antieke stad Korinte was daar geweldige morele verval en daardie slegte invloede het die kerk binne geslyp. 'n Man in die gemeente het in grove sonde geleef en die kerk het niks daaraan gedoen nie onder die dekmantel van toleransie. Die kerk sit met dieselfde probleem vandag. Paulus gryp dadelik in. Hy verduidelik dat ons nie mense buite die kerk moet oordeel nie. Dit is God se werk. Waar gelowiges egter doelbewustelik en aanhoudend in sonde leef, word dit juis van die gemeente vereis om op te tree en te oordeel. Om weg te kyk is nie goddelike liefde nie, dit skep net groter skade vir die persoon en die kerk. Toleransie van sonde is in werklikheid 'n verdraaiing van ware liefde. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. Liefde praat die waarheid en ware gelowiges is geroep om mekaar verantwoordbaar te hou. Die skrif wys reg deur die geskiedenis dat sonde nie geïgnoreer mag word nie. En dit is 'n grove mistasting om te dink dat God dit sal ignoreer. Dit is 'n historiese feit dat die vroeë kerk heiligheid baie ernstig opgeneem het. In Matteus 18 vers 5 gee Jesus self vir ons die proses van hoe om 'n medegelowige te konfronteer. Om sonde onder die mat in te vee is nie Bybelse liefde nie. Ons oordeel nie uit hoogmoed nie, maar uit liefde, sodat ons broer of suster van die verkeerde pad af kan omdraai. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord wat vir ons in waarheid die regte rigting wys. Here, gee ons asseblief die wysheid en die moed om sonde reg te hanteer. Vergewe ons waar ons uit vrees of valse toleransie stilgebly het toe ons moes praat. Help ons om nooit uit hoogmoed of eie geregtigheid te oordeel nie, maar altyd met 'n hart van liefde en die begeerte na herstel. Gee vir ons gemeentes wat mekaar ondersteun en verantwoordbaar hou, sodat ons lewens u naam waardig sal wees. Ons vra dit in die magtige naam van die Here Jesus Christus. Amen.